Hallo vriende en baie welkom, baie dankie dat jy ook inskakel, hier waar ons die afgelope paar sondae kyk na metafore waarin God homself openbaar. En ons het gesê dat, wanneer ons na Exodus kyk en God openbaar hom aan Moses, dan openbaar hy homself as die ek is, en dan as die krygsman wat Israel verlos, as die koning wat wet en orde handhaaf, wat regeer, en dan vandag gaan ons kyk na God as regter, die een wat reg en geregtigheid besit, wat reg in stand hou, en wat sy kinders uitnooi om hom aan te roep as regter. Voordat ons verder daar gesels, gaan ons vandag uit Psalm 107 lees. Kom ons lees saam Psalm 107. Dank die Here, want hy is goed, ja vir ewig duur sy troue liefde. Moet hulle sê wat deur die Here vrygekoop is, hulle wat hy vrygekoop het uit die hand van teenstanders, en bijeengebring het uit alle lande, uit die ooste en die weste, uit die noorde en vanaf die see. Hulle het in die woestyn rondgedwaal, in die wildernis was hulle op pad. 'n stad, 'n woonplek, kon hulle nie kry nie. Honger en dors was hulle, die lewenskrag in hulle het weggekwyn. Toe het hulle in hulle nood na die Here om hulp geroep. Uit hulle benoudheid het hy hulle gered. Hy het hulle op 'n gelyke pad gelei, om na 'n stad, 'n woonplek te gaan. Hulle moet die Here prys vir sy troue liefde, vir sy wonders aan mensekinders, want hy het die dors van hulle kele geles, en die honger van hulle kele het hy gestil met wat goed is. Hulle wat in donkerte en digte duisternis gesit het, was gevangenes in elende en eysterboeie, omdat hulle teen God se woorde in opstand was, en die raad van die Allerhoogste verontagsaam het. Hy het hulle harte deur swaar kry nederig gemaak. Hulle het gestruikel en daar was geen helper nie. Toe het hulle in hulle nood na die Here om hulp geroep. Uit hulle benoudheid het hy hulle verlos. Hy het hulle uit donkerte, uit digte duisternis gelei. Hulle boeie het hy stikkend gebreek. Hulle moet die Here prys vir sy troue liefde, vir sy wonders aan mensekinders. Want hy het deure van brons stikkend gebreek en sluitbalke van yster stikkend gekap. Dwaase het deur hulle pad van oortreding en deur hulle sondeskuld hulle eie tuistering veroorsaak. Aan alle kos het hulle kele gewalg. Hulle het tot by die poorte van die dood gekom. Toe het hulle in hulle nood na die Here om hulp geroep, en uit hulle benoudheid het hy hulle verlos. Hy het sy woord gestuur en hulle genees. Hy het hulle laat vrykom uit hulle gevangkuile. Hulle moet die Here prys vir sy troue liefde, vir sy wonders aan mensekinders. Hulle moet aan hom dankoffers bring en met jubelkrete van sy dade vertel. Die wat by die see in bote klim, hulle wat handel dryf op die groot waters, hulle het self die dade van die Here beleef, sy wonders op die diep water. Hy het gepraat en 'n stormwind laat opsteek, dit het die see se golwe laat uittroon. Hulle het opgereis na die hemel, afgesak na die dieptes. In die ramp het moet hulle begewe. Hulle het rondgeslinger en gesteier soos 'n dronk mens. Al hulle vernuf was waardeloos. Toe het hulle in hulle nood na die Here om hulp geroep. Uit hulle benoudheid het hy hulle uitgelei. Hy het die storm stil gemaak en die golwe het bedaar. Hulle was bly toe die golwe kalm word. Hy het hulle gelei na die hawe waarna hulle verlang het. Hulle moet die Here prys vir sy troue liefde, vir sy wonders aan mensekinders. Hulle moet hom verheerlik in die byeenkoms van die volk, hom loof waar die oudste saam sit. Opregtes sien dit en is verheug, maar almal wat onreg doen, hou hulle monde toe. Wie wys is, moet hierop ag slaan en op die troue liefde van die Here let. Wanneer ons praat oor God as regter, dan sien ons dat daar 'n heel wat klompie tekste is wat daaroor praat. Jesaja 33 is een van hulle, Psalm 75 is die ander ene wat ek nou sommer vandag vir julle wil gee. Kom ons lees dit sommer en hoor wat sê die Ou Testament oor God as regter. Ja, die Here is ons regter, die Here is ons regeerder, die Here is ons koning. Hy sal ons verlos. Nee, God is 'n regter. Die een verneder hy, die ander verhef hy. Ons sien dat ons sommer die metafore wat ons nou al oor gepraat het, of die beelde wat ons al van gehoor het, die 'n paar sondae gemeng hieroor, koning en regter, regeerder. En dis nie om dowe neete so nie, liewe vriende, want God as koning wat regeer,
is ook die een wat wet en orde daarstel. Ons sien wanneer Israel uitgelei word uit Egipte, dat hulle by die berg Sinaï 'n verbond sluit. En deel van hierdie verbondsluiting is die 10 gebooie en die wet wat hulle ontvang. God is die een wat dit vir hulle gee. Hy is die een wat wet en orde handhaaf, wat reg en geregtigheid daarstel en wat vir ons as mens sê wat reg en wat verkeerd is. Wanneer ons na die wêreld rondom ons gaan kyk, dan sien ons 2000 jaar van Christendom in die wêreld het ongetwyfeld die manier wat ons reg en verkeerd sien beïnvloed. En ons sien dit in ons eie wetstelsel en in die reëls wat daar is. Vandag word baie van daai reëls reg oor die wêreld uitgedaag. Maar dit wil nie sê dat die moraliteit en die morele waardes en wat reg en geregtigheid behels, sommer net uit die lug uitgeval het nie. Nee, God het dit vir ons gegee. Hy self het die 10 gebooie met sy vingers op die klipplate geskryf. En daarom is dit belangrik dat ons weet, God is soos wat hy 'n kruisman is en soos wat hy oorwin, soos wat hy koning is en regeer, so is hy regter. En hy beskik oor wat reg en verkeerd is. Ons sien dit in die Bybel deurgaans. En ons sien natuurlik hoe Israel in die verhaal van Israel deurgaans ongeregtigheid laat seevier. En dan moet God ingryp. Ons lees hierso in Psalm 107 vandag van 'n verhaal of 'n interpretasie van die geskiedenis van die mens. Ons hoor sommer die uittog uit Egipte hierso. Hoe mense verontreg en verdruk was en wanneer hulle tot God om hulp roep, het hy uitkoms gegee. Hoe hulle in die woestyn gedwaal het. Hoe hy hulle na 'n plek, 'n stad geneem het om daar te woon, hoe hulle in nood was, en wanneer hulle tot God geroep het, het God, die regter, hulle gehoor. Gaan ons terug na die verhaal van Egipte toe, dan sien ons dat hier in die agtergrond is hier eintlik 2 tipe geregtighede wat afspeel teenoor mekaar. Die geregtigheid van die farao, wat besluit is goed en reg en wel om mense te onderdruk, omdat hy bedreig voel, teenoor die geregtigheid wat God daarstel. God wat daar is vir die hulpelose en die weeskind, en die weduwee, soos wat ons regdeur die Bybel ook lees. En ons sien dat God se geregtigheid, dat dit oorwin, want hy is die regverdige regter. Kyk ons na die Nuwe Testament en spring ons sommer daarheen, dan sien ons dat hierdie rol van regter nie in die Ou Testament agtergebly het nie, maar dit het in die vorm van Jesus Christus ook opnuut betekenis en sin gekry, dat ons weet en sien dat Christus is die regter wat van bo uit die hemele gaan regeer en oordeel. Wanneer ons in Openbaring kyk, dan sien ons dat die geslagte lam, die lam wat die sleutels van die dood afgeneem het en wat regeer, wat waardig is, hy is die een wat eendag oordeel. Dit is hierdie God wat ons reg deur die Ou Testament kry, wat omgee vir mense, wat omgee vir die wat swaar kry en seer het, wat omgee vir die wat bedruk is en te neergedruk is, vir omgee vir hulle wat in nood is. En waartoe roep Psalm 107 ons vandag dan toe? Heel eerste, nooi die psalmdigter ons om wanneer ons in nood is, om met vrymoedigheid tot die regverdige regter te nader. Ons sien dit in Exodus, ons sien dit soos 'n refrein in hierdie gedeelte afspeel, 4-5 keer, wat die psalmdigter sê, hulle het in hulle nood om hulp geroep tot die Here, en God het uitkoms gegee, God het verlos, God het hulle uitgehaal. En ons, liewe vriende, vandag kan met vrymoedigheid gaan, nie net na God, die kruisman, God die koning nie, maar ook God die regter, wat reg en geregtigheid laat skied. Die tweede ding wat ek en jy vandag hieruit moet haal, liewe vriende, is dat ons deelnemers is in God se geregtigheid. Nie volgens dit wat ons oordeel reg of verkeerd is nie, maar volgens dit wat God se woord vir ons sê reg en verkeerd is. Maar dat God mense gebruik om reg en geregtigheid te laat skied, dit moet ons vandag besef. Wanneer ons na die Nuwe Testament kyk, dan sien ons dit baie goed en baie duidelik, dat Jesus se disippels met die aankondiging van God se koninkryk ook siekes gesond maak, blindes laat sien, 'n nuwe orde vestig,
En ons sien dat dit een is wat in teenstelling is met die res van die wêreld. 'n Alternatiewe gemeenskap, wat ander dinge glo en ander dinge waardig ag, wat die wêreld nie noodwendig doen nie. So liewe vriende, ek en jy word uitgenooi om deel te neem in hierdie wêreld, om geregtigheid en reg te laat gebeur, om dit te laat seëvier. Ons is die sout en die lig vir die aarde, sê Jesus Christus. Die derde ding waartoe ons uitgenooi word, en dit sien ons ook soos 'n refrein in hierdie psalm, is dat God die eer en die lofprysing waardig is vir al hierdie dinge wat hy doen. Dat God in sy grootheid gekies het om Jesus Christus vir ons sondes te offer. Die grootste onreg wat kon gebeur, dit is genade. En dat ek en jy kan deelneem en kan hierdie oorwinning wat Christus behaal, dat ons dit kan vier en vir God die eer daardeur kan gee. Dit moet my en jou roeping ook wees. Dat ons kan sê, aan hom kom die eer en die lof en die aanbidding toe. Want hy is liefdevol en genadig. En dit wat hy sê, dit is reg en goed en mooi. Dit wat Christus vir die wêreld kom doen, is reg en goed en mooi. Jy sien vriende, die regverdige regter herstel nie net ons verhouding met God nie, maar ook ons verhouding met mekaar en ook ons medemens. Hy kom haal ons uit die moeilikheid uit en hy stuur ons na ander toe, sodat ons dieselfde kan doen. Hy wil hê ek en jy moet sy hande en voete wees. Hy wil hê ek en jy moet deelnemers wees in hierdie wêreld wat reg en geregtigheid so nodig het. Daarom sê ons Psalm vanoggend die volgende: Opregtes sien dit en verheug, en wie wys is moet hierop ag slaan. Jou vriende, ek en jy word uitgenooi en die Psalm sê dit is wys as ons hierdie dinge besef. Ons word uitgenooi om hieraan deel te neem. Ons word uitgenooi om tot God te nader, ons word uitgenooi om reg en geregtigheid te laat geskied, en ons word uitgenooi om vir hom al die eer te gee, want hy is die een wat verlos. Hy is die een wat ons red. Hy is die een wat regverdig oordeel en eendag regverdig gaan oordeel en alles nuut maak. En daarom, liewe vriende, kan ons op hom hoop. Daarom kan ons hom loof en prys. Daarom kan ons ook vandag gaan met die wete dat ons is sout en lig vir hierdie wêreld. Want ons aanbid die regverdige regter van hemel en aarde, die skepper, die koning, die een wat regeer en die een wat regverdig oordeel. Amen. Here, dankie dat ons kan weet, U is die regverdige regter. Dat ons kan weet dat ons wat U kan nader, maak nie saak waarmee ons struikel of waarmee ons sukkel nie. En dat ons weet dat U in die liefde die volmaakte prys betaal het. Ons weet, dit is die mees onregverdigste ding wat gedoen kon word. 'n Onskuldige wat vir ons sondaars skuldig is kom sterf het. En gee daarom dat ons sal weet, ons kan tot U nader, dat ons deelnemers is in hierdie wêreld om sout en om lig te wees, en dat ons U al die eer moet gee. Ons weet, Here, die wêreld met die uitdagings en probleme kom so dikwels in ons pad. Ons weet baie keer struikel ons. Ons gebed vandag is opnuut dat U ons sondes en ons tekortkominge sal vergewe, dat ons sal uitstrek en rek tot die regverdige regter, en dat U ons ook sal gebruik tot opbou en uitbou van die koninkryk. Dankie dat ons vandag dit ook kan bid en vra. Amen.